Waarmee probeer die Satan jou versoek en weglei van die Here af? Ek lees vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 13, daar is nie versoeking wat julle tref wat nie menslik is nie. En ook Jesus was versoek, soos ons lees in Matteus 4 vers 1. Toe word Jesus deur die Gees in die woestyn ingedryf, om deur die duiwel versoek te word. Ek staan hier by die berg van versoekings, net hier buite Jerigo, en dit laat my dink, toe Jesus net na sy doop, het hy nie net gesit en wag dat sy bediening moet begin nie, maar hy is deur die Gees na die woestyn gelei. Die woestyn is 'n plek van alleenheid en van honger en van uiterste kwesbaarheid. En dit is hier by die berg van versoekings wat Satan hom konfronteer, nie toe hy vol krag en moed was nie, maar op sy heel swakste. Hierdie verhaal herhaal homself ook in ons lewens. En dit is 'n baie realistiese prentjie hoe versoekings vandag ook in ons lewens kom. Satan kom nie wanneer alles glad verloop en ons sterk en goed is nie, maar wanneer ons moeg en oorweldig en hartseer en onseker is. Op dieselfde 3 maniere as wat Jesus versoek is, kom versoek Satan ons ook. Die eerste is die versoeking van vlees. Jesus was honger na 40 dae en Satan sê vir hom toe, maak die klippe brood. En vandag beteken dit ook dat ek en jy ook versoek word deur die vleeslike. Ons soek die onmiddellike bevrediging. Of dit nou is vergryping om emosioneel te eet of alkohol of liggaamlike losbandigheid. Die volgende versoeking is die van die verstand. En Satan vra vir Jesus en hy sê, spring van die tempel af. Dit was 'n versoeking om die Here se beloftes te toets. En vir my en vir jou dalk om skepties te word of om onsekerheid toe te laat. Vandag worstel ons met twyfel. Kan dit dalk wees, bestaan die Here regtig? Sal hy my red? Waarom gebeur dit met my? Dit is dat die dinge van die verstand skielik maak dit net nie meer logies sin nie. En die laaste versoeking is die van die oë en van mag. Satan bied aan Jesus al die koninkryke aan van hierdie wêreld as hy neerval en hy ontbid hom. Dit is die versoeking van ambisie en die drang na mag en erkenning en sukses op 'n onregmatige wyse. Ons weet net dat versoekings kom op tye wat ons die kwesbaarste is, gewoonlik in ons woestyntye. En soos Jesus geantwoord het, getrou aan die woord, sê hy elke keer, dit staan geskrywe. Dit moet ons ook gebruik as 'n teenvoeter vir wanneer Satan ons aanval. En ons moet voorbereid wees deur gebed en waaksaamheid, en ons moet weet, ons is nooit alleen in hierdie stryd nie. Soos die Here versoek was, sal ons ook versoek word.